Wie kan besef vandag dat ons uit die bron van liefde kan leef. Dankie Here dat ons in U teenwoordigheid kan kom. Dankie dat ons harte kan kom stilmaak net voor U vandag. Here, kom dink ek so aan Anel, Here, en ons kom bid vir ons kom dra ook spesiaal vandag aan U op. Here, en elkeen wat dalk net soveel dinge op die skouers dra. Here, en ons kom bid en vra dat U elkeen sal kom aanraak. Ek dink aan tannie Bets en elkeen wat hier is vandag, Here, wat net U hand nodig het vir genesing, net U hand nodig het van aanraking. Ons plaas hulle vandag in U kosbare hand. En ons kom bid en spreek, Here, dat U kom aanraak, dat U kom optel, dat U kom toevou, en dat U ons elkeen sal kom seën, en dat U ons harte sal stilmaak voor U woord. In Jesus naam. Amen. Nou ja, ons het so 'n week, bietjie meer as 'n week terug begin met hierdie reeks van Josua, en die eerste deel het ons eintlik bietjie met julle gesels rondom die feit dat ons in 'n nuwe seisoen inbeweeg. En dan kan jy eintlik kyk dat dit die seisoen was wat Moses afgesterf het en Josua die nuwe leier moet word van hierdie volk. En laat die mense gevra het, gaan God met ons wees? Gaan die Here ons nog steeds help? Gaan ons okay wees? Ons weet Moses was okay gewees en ons weet wie hy was, maar Moses is nou nie meer daar nie, en gaan God daar wees? En wat die Here dan vir Josua en die volk gesê het, wees sterk en volmoed, ek is met jou. En dis die groot geheim wat ek en jy vandag weer eens net kan hoor en net weer kan besef is, dat die Here vir jou en my sê, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat die seisoen is wat jy gaan inbeweeg nie, hy is met jou. Hy gaan jou deurdra, hy gaan jou versterk, hy gaan jou kom toedek onder sy kosbare bloed, en die groot realiteit is net dat ek en jy in geloof na hom toe moet gaan. So dit was die heel eerste hoofstuk van hierdie boek gewees, en as jy nou begin kyk na die tweede hoofstuk, dan begin hy eintlik met 'n opdrag wat die Here vir hierdie volk kom gee. So mense kan nie vir ander batterytjies bring. So die groot realiteit is net dat hy kom en hy kom gee vir ons 'n opdrag, en hy kom stuur vir jou en my, om te kan sê dat ek en jy moet na die Here toe kom, en ons moet hom in geloof en waarheid dien. Met ander woorde, hier is die volk, hulle het gehoor die boodskap wat die Here gegee het om te sê, die God is met jou, julle sal okay wees, gaan vorentoe. En dan kom hy na die tweede aspek, of die tweede punt toe, wat hy dan 'n plek in gaan beweeg, om eintlik vir hulle te kom sê, hulle moet nou in gehoorsaam die opdrag volg. En hierdie opdrag was, in vers 1, dat hulle hierdie land moet gaan beken. Dat hulle hierdie land moet gaan ken. So Josua 2 vers 1 sê, daarop het Josua, die seun van Nun uit Sittim, in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land en Jerigo. Hulle het toe gegaan en die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom, en hulle het daar gaan slaap. Nou wat eintlik vreeslik interessant maak vir my is, as jy nou hierdie gaan kyk, dan beteken hierdie eerste aspek al klaar, dat hierdie manne moes manne van geloof gewees het. Hierdie manne het eintlik 'n opdrag van God gekry om te sê, eintlik te sê, jy moet waaksaam wees, jy moet wakker wees, jy moet jou lewe waag, want jy moet inbeweeg in 'n plek in, wat jy eintlik jou lewe kan verloor. Onthou, Israel is besig om van Egipte af uit te beweeg. Hulle staan voor die Jordaan, hulle moet deur die Jordaan trek, en die mense van hierdie land moet hulle een na die ander kom uitwis. Nou as hierdie mense van hierdie land gaan hoor en gaan weet en gaan besef, dat hier kom die manne van Israel om te kom bekyk, dan weet hulle, hier kom oorlog, hier kom moeilikheid, hier kom probleme. So hierdie mense is eintlik al klaar op die uitkyk en te sê, ons moet enigiets in ons vermoë doen om hierdie mense te keer nog voordat hulle na die stad kom, of voordat hulle na die plek kan kyk. So die koning van Jerigo gaan alles in sy vermoë doen om hierdie 2 manne weg te kan wys, om hulle dood te kan maak, om hulle uit die pad uit te kan ry. Maar die opdrag was, gaan, bekyk die stad. Daar is nie gesê, vat 'n weermag saam nie, daar is nie gesê, vat 'n magdom van manskappe saam nie, daar is gesê, gaan julle 2, God is met jou. En dis die groot geheim wat ek en jy baie keer moet besef, want die Here kom nie en sê vir jou, kry vir jou army gereed nie. Hy kom nie en sê vir jou, kry vir jou manskappe en wapens en enige ding reg, sodat jy in oorlog kan gaan nie. Hy sê vir jou, staan op en gaan. En dan moet ek en jy gereed wees om te kan gaan. Dan moet ek en jy gereed wees om voluit vir die Here te kan gaan leef. En dis die groot realiteit wat ons vandag na kyk. So in Josua hoofstuk 3,
En ek gaan nou terugkom na hoofstuk 2 toe, maar hoofstuk 3 kom die Here en hy kom gee eintlik 'n geweldige beklemtoning van 'n opdrag wat hy vir hierdie volk kom gee, en dis eintlik die opdrag wat hy vir jou en my kom gee. Luister mooi na hierdie woord. Hy sê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle kom doen. Luister mooi daarna. Hy gee die opdrag en sê, jy moet jouself heilig, dan kan die Here wonders doen. Heilig jou, want God wil werk. Nou, hier is eintlik 'n baie groot geheim, want as ek en daarna gaan kyk, dan beteken dit vir ons 'n hele paar dinge, en ek wil dit vir jou oggend kom uitwys. Heilig julle beteken, sit jouself op sy vir God. Met ander woorde, ek moet my lewe op 'n hold bring en sê, Here, U is vir my belangriker, U is alles waar die lewe gaan. So Here, ek is bereid om my lewe, my drome, my toekoms, my alles op hold te kom plaas en te sê, Here, ek gaan U soek. Dis die groot geheim. Nommer 2, maak jou hart skoon. Ek en jy kan baie keer sit met 'n hart en ons is kwaad en ons is seer. Het jy gesien wat het hierdie ou gedoen? Here, hierdie ou het in losbandigheid geleef, maar dit lyk asof hy in oorvloed geseën is, en jy sit met hierdie gebrokenheid, hierdie stikkendheid, hierdie stikkende hart, en dan moet ek hier op 'n plek kan kom wat ons kan sê, Here, ek wil net my hart kom skoonmaak voor U vandag. En ons sê dit so nodig om daai hart voor God te kan skoonmaak. Rig jou gedagtes op hom. Die Here sê vir ons 'n paar keer in sy woord, dat ek en jy nie dinge van hierdie aarde moet dink nie, maar bedink die dinge wat daarbo is, bedink die dinge wat aan die regterhand van God sit. Met ander woorde, ek en jy moet gevul wees met die woord van God, want Jesus is die woord van God. En ek en jy moet dit ken. Ek moet in ons hart los. Hy kom verder en sê, laat los dit wat jou terughou. Daar's so baie dinge wat in jou lewe is wat jy kan vashou, soveel dinge is wat jou kan keer dat jy nie vorentoe beweeg nie, wat keer dat jy net nie God met 'n algehele oorgawe en God met alles kan dien nie. En nou kom hy en sê vir jou die opdrag, heilig jou. Met ander woorde, laat los jou vrees, laat los dit wat jou agterhou, laat los dit wat jou vashou en beweeg vorentoe na die Here toe. Dis eintlik wat hy vir hierdie manne kom sê. Moenie nou vashou aan jou vrees nie, moenie kom vashou aan die onsekerheid nie, moenie kom vashou aan die pyn en die smarte wat in jou lewe is nie, maar beweeg vorentoe en verken Jerigo. Is jy bereid om die onbekende in te beweeg? Laat los dit wat jy vashou of terughou. Berei jou voor vir dit wat God wil doen. En hier is die groot geheim. Here, ek weet nie wat is die plan altyd nie. Here, ek weet nie wat is die doel altyd nie. Here, ek verstaan nie, ek begryp nie altyd waarheen U beweeg en wat U alles vir ons wil doen en deur ons wil kom doen nie, maar Here, ek maak myself gereed vir U om te kan werk in my en deur my. Is 'n groot geheim, die groot opdrag. Glo met jou hele hart. Ek en jy wil baie keer sê, Here, ek het al gesien hoe U wonders doen en Here, ek weet ek moet glo, ek weet ek moet vertrou, maar Here, geloof is so moeilik. Dis hoekom die Here gesê het, as jou geloof maar net so groot was soos 'n mosterdsaadjie, sal jy kan berge versit. Jy kan vir 'n berg sê, werp jou op en gooi jou in die see en dit sal gebeur. As ek en jy geloof het. Jy het nie baie geloof nodig nie, jy het 'n bietjie nodig vir God om te kan werk. Vertrou met jou hele hart. Here, dis maklik om iets te vertrou wat ek sien. Here, is maklik om te glo en te vertrou in iets wat ek kan voel, wat ek kan vat. En Here, ek kan nie net mense vertrou vandag nie en ek sien hulle, maar Here, mense lieg en bedrieg. Hoe kan ek glo en vertrou? Want God is waarheid. God is liefde. God is rein. Ek en jy kan volkome op God vertrou. En dis die opdrag wat hy hier gee. So as mense na hierdie gaan kyk, kan jy jouself gaan hierdie twee manne se lewens kom plaas. Joshua staan voor hulle en roep hierdie twee manne in en sê, manne, dis nou tyd om God te vertrou. Die Here het gesê ons moet hierdie land inneem. Die Here het gesê, gaan deur hierdie Jordaan. Ons weet nie wat vir ons wag nie. Ons weet nie hoe lyk hierdie stad nie. En ons moet gaan kyk hoe ons hierdie stad kan inneem. En ons stuur vir julle twee manne, gaan waag julle lewe, gaan in hierdie stad in, gaan verken die plek en kom terug en vertel ons, sodat ons kan weet wat gebeur. Sou jy dit doen? Ek sou vreesbevange wees. Jy weet nie hoe lyk die mense nie. Jy weet nie hoe groot is hulle nie. Jy weet nie hoe is hierdie weermag van hierdie plek nie. Jy weet nie wat se koning daar is nie. Onthou, jy kom van Egipte af. Jy's nie 'n deel van hierdie land gewees nie, maar dis die belofte wat die Here gegee het. En jy moet daai tree gee deur die Jordaan na die onbekende. Na dit wat jy nie altyd begryp nie. Twee manne, nie 'n weermag nie,
Slegs 2 manne in 'n onbekende land met soveel gevaar. Josua 2 vers 2. En toe daar van die koning van Jerigo gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken, stuur die koning van Jerigo na Rahab om te sê, lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Sien jy die prent van hierdie 2 manne is daar, hulle het in 'n huis ingegaan, hulle het nie eens geweet wie se huis dit is nie, hulle het nie eens geweet wat is die vrou se agtergrond nie, hulle het net 'n plek gesoek om te slaap en sy het vir hulle gesê, kom in, en hier kom hierdie koning en sy soldate, hulle kom klop aan hierdie huis, en hulle kom sê vir Rahab, gee vir ons hierdie manne, want hulle het gekom om die land te verken, met ander woorde, ek wil hulle doodmaak, ek wil uit die weg uitruim, hulle het niks hier verloor nie, hulle het geen reg om hier te wees nie. En is dit nie dieselfde wat die vyand vir jou en my kom sê nie? Is dit nie dieselfde boodskap wat hy keer op keer in ons lewe kom saai om vir jou en my te kom sê, jy het geen reg hier nie, jy het geen nood hier nie, jy het geen plek hier nie man, hoekom wil jy wees, hoekom wil jy die Here dien man, hoekom? En dan moet ek nie 'n keuse maak om vir hom te sê, weet jy wat, God het my geroep, God het my gered, God het my geheilig, God het my bemagtig, God het my hier geplaas, ek het 'n doel. Ek weet watter gedagtes die Here aangaan ons koester, spreek die Here, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Al wat hierdie 2 manne gehad het, was om God te vertrou en 'n belofte wat aan Moses gegee is om te sê, julle sal die hele beloofde land ontvang. Dis al wat hulle het. Hulle het nie die sekerheid dat hulle okay gaan wees nie. Al wat hulle het, is geloof. Geloof. Ons kyk verder. Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle weggesteek en sy het gesê, seker die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. Hierdie vrou het geweet wie is hierdie manne. En hier kom sy en sy lieg. Nou ek sê nie is reg om te lieg nie, maar hier gebruik die Here eintlik haar leen om vir hulle beskerming te gee. Sy lieg en sy sê vir die koning, ek het nie geweet wie hulle was nie. Ek het nie geweet waar vandaan hulle kom nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal. Sy sê vir hierdie koning se manskappe en sy sê vir hierdie vegte soldate wat kom om hierdie manne in hegtenis te neem en sê ek weet nie waar is hierdie manne nie. Hulle is weg, hulle het klaar getrek. En kyk wat gebeur. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak opgegooi was. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê. Kan jy jou indink, hierdie vrou is nie 'n goeie mens nie. Haar verlede diskwalifiseer haar in enigiemand se oë. Hierdie vrou word beskryf alreeds in hierdie hoofstuk in vers 1 dat hulle na 'n hoer se huis gegaan het. Nou as ek en jy daarna gaan kyk, dan beteken dit vir jou en my, dis boosheid, dis gemors, dis las, dis seksuele sondes, dis gemors en siektes en you name it wat alles daar is. So in die denkwyse gaan ek en jy al klaar kom sê, hier is nie goeie goed nie. En hierdie 2 manne sit in 'n situasie wat hulle gesoek word, waar hulle lewe in gevaar is. En wat gebruik die Here om vir hulle veiligheid te skep? Die slegste, die vuilste, die gemors van die lewe. Is dit nie skrikwekkend nie? En dit wys ons net weer vandag dat die Here nie kom soek altyd die beste, die rykste, die hoogste intelligensie, die beste vlak of enige so iets nie. Hy kom eenvoudig na mense soos ek en jy toe en sê, ek wil jou gebruik. Luister wat vra sy vir hierdie man. Onthou, haar lewe is in gevaar want sy is deel van die stad van Jerigo. Die opdrag van die Here is om te sê, almal moet verwoes word, almal moet doodgemaak word. Julle mag niemand en niks staande hou nie. Dis die opdrag. Kyk hier. Sy maak 'n gelofte aan die Here, vers 9. Ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Sy kom met die bevestiging om te sê eintlik, ek glo
in jou God. En dat jou God die ware en enigste God is, want dis julle God wat hierdie land vir julle kom gee het. En ons het gehoor van alles, van Egipte af, die hele uittog wat julle deurgetrek het, en ons het gesien hoe God gewerk het, en ons as inwoners is vreesbevange vir julle. Kan julle indink? Vers 10. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by jul uittog uit Egipte laat opdroog het, en wat julle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Jy sien, hulle het reeds die stories gehoor, die kinderstories het gehardloop na hulle toe en gesê, pas op, hierdie land behoort nie meer aan ons nie, dit word aan die Here se volk gegee, en hy het reeds vir hulle oorwinning gegee. Kyk net na die Skelfsee, kyk net na die Rooi See, as selfs die see opdroog, dat hulle kon deurstap op droë grond. Hierdie mense het geweet, ons het geen katse kans, as ek dit so kan stel nie. Geen manier om hier deur te kom nie. Toe ons dit hoor, het ons harte gesmeld, so daar by niemand enige moed meer oorgebly het nie, teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op aarde hieronder. 'n Vrou wat nie deel is van die volk van Israel nie. 'n Vrou wat geensins hoort naby die volk van Israel nie. 'n Vrou wat eintlik weggestoot moet word, kom op 'n plek en sê, there is only one God. En is die God van Abraham, Isak en Jakob. Amazing. Al kom jy uit 'n lewe van sonde, van verkeerde keuses, van donker plekke, laat God toe om in jou hart te werk en heilig jou. Want dis wat gebeur het met hierdie vrou. Rahab kom uit sonde, sy kom uit donker plekke, sy kom uit siektes, sy kom uit eintlik 'n afguns en 'n stikkende gebroke geskiedenis. Maar weet julle wat's amazing? Die Here kom en hy kom rig hierdie vrou op, omdat sy vir 2 manne bewaring gegee het. Spaar die Here haar lewe, haar ma en pa se lewe, haar boeties en sissies se lewe, haar hele gesin se lewe. Hoekom? Want sy het gesê, daar is een God. En hulle sluit 'n verbond met hierdie vrou. En hulle bring vir haar hoop. Maar as jy eintlik nou dieper in die storie kyk, dan sien jy eintlik hoe amazing is God. Want ek en jy sou vandag gesê het, hierdie is iets wat ek nie in my lewe wil hê nie. Ek wil niks met hierdie vrou te doen hê nie. God tel haar op, hy maak haar deel van Israel, met ander woorde, asof sy een van sy dogters is. En dan gaan hy verder en sê, uit hierdie vrou se nageslag uit, gaan Maria kom, waaruit Jesus gebore word. Never say, Lord, ek is 'n gemors nie. Moet nooit op daai plek kom wat jy vir die Here sê, Here, ek is te stikkend, my sonde is te groot, my boosheid in my lewe en alles wat ek uitkom is te groot nie, want die Here kan selfs iemand soos Rahab die hoer gebruik, om te sê, dis uit wie ek my nageslag wil laat kom. Sit nie amazing nie. God rig op en hy verander. Sy verander haar lewe en die manne maak 'n belofte aan haar. God doen wonders. Onthou daai opdrag, Josua 3 vers 5, heilig julle, want God wil wonders onder julle doen. Kyk gou na die wonder, vers 18. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees en ons onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom is. Gedraaide rooi lyn word 'n teken van hoop. Daai lyn wat sy hulle lewe gespaar het, daai lyn wat sy hulle mee af laat sak het, sê hulle, knoop hom vas by jou venster, en dit sal die teken wees dat hierdie stad, hierdie deel veilig bewaar sal word. So volgende week sien hoe die muur val en sien hoe hierdie deel bewaar word, maar kyk gou hier. Hierdie rooi lyn is 'n teken van God se guns, 'n baken van hoop, 'n beeld van 'n nuwe begin, 'n vrou met 'n gebroke verlede wat God kom optel, verander en gebruik toe haar hart gebreek het voor hom.
as sy genade kon kry. Besef wat jy kan kry as jou hart breek voor God. As jou hart kom in berou na God toe en jy buig voor hom neer en jy's stikkend en jy's gebroken en jy sê net vir hom, Here, wees my sondaar genadig. Life changing. En dis ons bewys. God wat wonders doen onder ons. Rahab is 'n bewys dat God se hand rus op iemand wie se hart vir hom draai. Hy soek nie die beste nie. Hy soek net iemand wat sê, Here I am. Here I am. Hy soek net 'n gewillige hart. God se guns volg die een wat hom vrees. Hierdie vrou was nie bang om dood te gaan nie. Hierdie vrou het God gevrees want sy het geweet daar's geen hoop, geen manier van uitkom nie. En sy het net gegaan en gesê, sal julle my genadig wees soos wat ek julle genadig was. En God het vir haar geseën en dit gegee. God se seën kom oor die een wat hom eer. As ek en jy God eer, as ek en jy in aanbidding voor God staan, as ek en jy hom aanroep, dan kom die Here en hy sê, hy sal vir jou en my kom seën. Al wat hy vra is, eer hom. Erken hom. Hierdie vrou se lewe kon so op einde gekom het, al het sy die manne gehelp, kon dit vir haar niks beteken het nie, maar wat het haar die verlossing gebring? Nie die leuen wat sy vertel het nie enigiets wat sy gedoen het nie, behalwe die feit dat sy erken het, hy is die God van die hemel en hy is die God van die aarde. Daar's een God. Sy het God geëer en God het haar geseën. God vereis die volgende van jou lewe, sodat jy die wonder kan ontvang. Heiliging. Die opdrag is, heilig jouself. En dit beteken eenvoudig, sit jou op sy, verander jou denke, moenie dieselfde as die wêreld wees nie, word verander, wees anders. Nommer 2, volkome vertroue, geloof in aksie. Here, ek weet ek gaan my lewe waag om in hierdie Jerigo in te stap. Here, ek weet dat ek 'n wanted man gaan wees as ek oor hierdie Jordaan gaan tree. Here, ek weet dis onseker, ek weet dis moeilik, ek weet van al die vrees en al die angs, maar ek vertrou U volkome. That's it. Dis geloof in aksie. In hoofstuk 2 sien ons 2 manne wat homself heilig en volkome op God vertrou en hoe God 'n vrou met 'n slegte verlede gebruik om hul veilig te hou. 'n Vrou met 'n sondige verlede wat deur God verander word en dit bring haar tot 'n plek van veiligheid en van dood na toekomsverwagting. Onthou hierdie vrou, toe sy hoor van hierdie manne wat kom, toe sy besef hierdie manne is van Israel af, eerste ding wat sy besef het is, ek gaan sterf. Hierdie hele stad gaan sterf. En sy besef, as sy hulle beskerm en God eer en God erken en hierdie gelofte maak met God, is sy veilig. En God het haar beskerm. Hy het vir haar lewe gegee. Josua 2 vers 23 tot 24. Die 2 manne het toe weer van die gebergte afgeklim en deurgegaan en by Josua die seun van Nun gekom en hom alles vertel wat hulle ondervind het. Kan jy jou indink, die manne is gestuur, hier kom hulle terug, 'n hele paar dae later, hulle moes wegkruip, hulle moes 3 dae in die berg wees, wag vir daai manne wat hulle gaan soek het, om terug te kom, voordat hulle eers na die Jordaan toe kon gaan, voordat hulle eers weer terug by Josua kon kom. En hier kom hulle na Josua toe en hulle sê vir hom, ons het vir jou nuus, ons het vir jou storie om te vertel, jy sal ons nie glo nie. En hierdie 2 manne vertel vir Josua en sê, ons het in hierdie stad gekom, moeg, ons wou net 'n slaapplek hê, en is eintlik 'n slegte vrou, Rahab die hoer, het ons beskerm, het ons veilige tuiste gegee, en ons het 'n gelofte met haar gesluit. En kyk wat sê Josua vir hulle terug. Sekerlik gee die Here die hele land in ons hand, ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons. Ja, amazing. As God vir ons is, wie kan teen ons staan?
As God vir jou is, kan daar niks jou platslaan in die wêreld nie, want God is met jou. Ek en jy moet net daai stap van geloof neem en sê, yes Lord. Hierdie 2 manne was vreesbevang. Hierdie 2 manne was deur 'n bitter moeilike tyd, maar hulle het teruggekom met die blydskap en die oorgawe dat hulle Josua kon oortuig het, dat Josua vir hulle sê, waarlik, God gee vir ons hierdie hand, of hierdie land in ons hand. Waarlik bring God vir ons die oorwinning. Waarlik is dit 'n teken, want kyk, die hele volk, die hele mensdom is vreesbevange vir ons. Ek en jy kan so maklik bang wees vir mense. Bang wees vir iemand se stories, bang wees vir iets wat hulle dalk van jou of vir jou kan sê of aan jou kan doen. Maar hier kom ons vandag weer op die plek wat ons moet besef. Geen siekte, geen dood, geen mens, geen sonde, niks van hierdie wêreld het die mag om God se genade te oorweldig nie. Sy genade is so groot dat hy selfs vir 'n vrou wat 'n hoer moes wees, genade gegee het. En onthou, Jakobus 4 sê, egbreker en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap van God is nie. Wie dan die vriend van die wêreld wil wees, word die vyand van God. Dis wie hierdie vrou was, die vyand van God. En sy het gekom en gesê, daar's een God, in die hemel, en een God op die aarde. En sy het hom geloof. En die Here het gesê, jy's nie meer my vyand nie, jy's my beloved. En as jy daarna kyk, is justification, atonement, en al die goede ons die van God, wat 'n pragtige woord saak is. Hoe die Here naam aangeneem, hoe hy wonders. God se opdrag aan jou. Heilig jou, môre gaan hy luister. So wat is die dinge wat jou terugbring? Wat is daai ding wat jou vashou? Wat is daai ding wat in jou hart stoei, wat die Here vir jou kom sê, let go, and let God have his way? Wat is daai seer wat jy mee worstel? Watter vrees, seer, angs, sonde, gewoontes of gedagtes moet jy voor God bely? Wat is dit wat jy anders oor moet begin dink in jou lewe, in jou omstandighede? Watter Jordaan staan voor jou wat jy deur moet stoei? Want ek en jy staan vandag voor die Jordaan in ons lewe. Ek en jy staan voor 'n plek dat ons 'n besluit moet neem en sê, Here, I'm letting go, sodat U kan werk. Want ek verhinder U om te werk. Dis die plek waar ek en jy moet gaan. So as 'n nagedagtenis, dink bietjie daaraan. Wat kan jy verander? Wat kan jy doen? Heilig jouself, dan sal jy geseënd wees. As jy hart oopmaak, dan sal God vir jou die pad oopmaak. As jy hom vertrou, dan sal hy wonders doen in jou lewe. Dis die belofte wat hy vir jou en my kom gee vandag. En is dit nie eintlik so mooi nie? Ek wil oorbeweeg na ons nagmaal toe, en vandag is dit net weer eens 'n teken van die kruis van Jesus. Dis weer eens net die teken van die genade wat hy kom gee, die wonders wat hy kom doen het, want deur die kruisiging kan ek en jy vandag sy kinders wees. Het ek en jy genade gekry. En hy sê vir ons dat ons hierdie moet herdenk, en dat ons so elke keer moet dink aan die kruis, dink aan die bloed wat gevloei het, en dat hy so vir ons die wonder kom betaal het. Lukas 22 vers 15 sê,